Trigonometrie, vergelykings. Goed, so in hierdie video gaan ons kyk na die verskillende tipes triegvergelykings en wat om by elke tipe te doen, wat se metode om te volg om daardie hoeke dan op te los. Ok, voorbeeld 1 is 'n sin en 'n kos met dieselfde hoek. Sin en kos met dieselfde hoek. So wat ons by hierdie tipe moet doen, sin en kos met dieselfde hoek, ons moet beide kante of beide uitdrukkings gaan deel met kos van daai hoek. So ons gaan nou al twee kante gaan deel met kos van daai hoek, wat in hierdie som x plus 10 is. En dan gaan die sin wat ons deel met kos, sal dan altyd 'n tan word, en die kos gedeel deur kos gaan dan uitkanselleer, so dan het ons nou in hierdie geval aan die ander kant 2. Dan om die x op te los, kry ons eers ons verwysingshoek, so ons druk shift tan van 2, en ons verwysingshoek gaan 63,43 wees. Dan moet ons nou gaan kyk, ons het 'n tan wat positief is, so in watter kwadrante is tan positief? Tan is positief in die eerste en in die derde kwadrant. So in die eerste kwadrant gaan ons dan nou die hoek wat ons wil oplos gaan skryf, en om te sê dat iets in die eerste kwadrant is, skryf ons net die verwysingshoek neer. En by tan moet ons dan 180k bytel, en ook by tan hoef ons net een antwoord neer te skryf. Jy kan die derde kwadrant ook doen, maar by tan hoef ons net een antwoord neer te skryf. En wat ons dan kan doen, ons kan nou die x alleen kry, so ons vat die 10 oor, so dis dan minus 10, en dit geef ons 'n antwoord van 53,43 plus 180k, KEZ. Ons is nou besig met die algemene oplossings. Ok, en dit was sin en kos met dieselfde hoek, deel met kos van daai hoek. Goed, die volgende ene is sin en kos met verskillende hoeke. Ok, en let op, die ene is sin en kos met verskillende hoeke, en daar is nie 'n getal by nie. Ok, want die volgende voorbeeld gaan sin en kos met verskillende hoeke met 'n getal by wees, en dis 'n heeltemal 'n ander metode. Ok, so sin en kos met verskillende hoeke, sonder 'n getal, gaan ons die kofunksie metode gebruik. Ok, so wat ons gaan doen is, dit maak nie regtig saak wat se een jy kies nie, maar ek vat gewoonlik die een aan die linkerkant, en ek hou hom net so, en dan gaan ek die een aan die regterkant verander na die een aan die linkerkant. So aan die regterkant het ons 'n cos x, so ons gaan hom nou verander na sin. En hoe verander ons dit? Ons sê 90 minus dit wat hy was, en hy was 'n x. Dan, ons volgende stap is, die nuwe hoek wat ons nou sopas gemaak het, dit gaan ons verwysingshoek wees. So ons verwysingshoek hier gaan 90 minus x wees. So hier is nie 'n sakrekenaar wat ons moet gebruik om die verwysingshoek te kry nie. Ok, dan gaan kyk ons nou, my regterkantste hoek is mos nou my verwysingshoek, want dis my nuwe hoek, en my linkerkantste hoek is die hoek wat ek nou wil oplos. So hier sien ons dat sin is gelyk aan sin, en altyd sinne is positief, so ons gaan in die eerste en die tweede kwadrant werk. Ok, so die eerste kwadrant, so die hoek wat ek wil oplos is die hoek aan die linkerkant, en om te sê dat iets in die eerste kwadrant is, gaan ons net die verwysingshoek neerskryf, en sin moet ons 360k bytel KEZ. Ok, nou gaan ons die x aan die een kant kry, dit gaan 'n 2x word, dit gaan die 10 grade oorvat, dit word minus 10 grade, so daai 90 gaan 'n 80 grade word, en dan plus 360k KEZ. En nou kan ons die x alleen kry, deur alles deur 2 te deel, so dit gaan vir ons 40 grade gee, en onthou om daai 360 grade ook deur 2 te deel, en nou gaan ons 180 grade kry. So x is 40 plus 180 grade k. Goed, dan het ons ook in die tweede kwadrant is sin ook positief, so x plus 10, die linkerkantste hoek wat ons wil oplos, dan gaan ons sê
Die tweede kwadrant is 180 minus iets. Minus wat? Minus die verwysingshoek. En dan gaan ons 360k bytel en KEZ. Nou gaan ons daai gou uitmaal. X plus 10 is gelyk aan 180 minus 90 plus X plus 360k. KEZ. En nou sien ons dat as ons nou die x'e aan die een kant kry, dan gaan daar staan 0x is gelyk aan, en as ons die 10 aan die ander kant kry, gaan ons kry 80 grade plus 360k KEZ. So dit beteken, daar is nie eintlik 'n antwoord vir daai deeltjie van die som nie, maar ons maak hom maar net klaar. Ok, so dit was sin en kos met verskillende hoeke sonder 'n getal, en ons het die kofunksie metode gebruik. Goed, voorbeeld nommer 3. Dit is sin en kos met verskillende hoeke met 'n getal. Sin en kos met verskillende hoeke met 'n getal. Dis nie kofunksies nie. Dis nie die kofunksie metode nie. Dit is dan die identiteit metode, wat maar net beteken dat daar gaan 'n identiteit wees en ons moet die identiteit uitskryf, nie kofunksies gebruik nie. Ok, so die identiteit wat ons hier kan sien, is hierso aan die regterkant. Dit kon aan die linkerkant ook gewees het, maak nie saak nie, maar die enigste identiteit hierso is aan die regterkant, en dit is ons saamgestelde hoek identiteit. So dis sin van die eerste hoek, kos van die tweede hoek, plus kos van die eerste hoek, sin van die tweede hoek. Ok, nou kan ons gou bietjie ons spesiale driehoekies gebruik, want hier is klomp 30 grade hoekies. So, kos van 30 grade in die spesiale driehoekie is wortel 3 op 2, plus cos x, en sin van 30 grade in die spesiale driehoekie is 1 op 2. Goed, en nou sien ons dat ons kan die cos x'e alles na die een kant toe vat, en die sin x'e dan na die ander kant toe vat. So ons het 'n 2 cos x aan die linkerkant, en ons gaan nou hier aan die regterkant hierdie half cos x, die half cos x gaan ons oorvat na die ander kant toe, so dit word dan minus 'n half cos x. So 2 cos x minus 'n half cos x. So 2 minus 'n half is dan 3 op 2 cos x. Dan aan die ander kant het ons wortel 3 op 2 sin x. So ek gaan dit net omruil om dit mooier te laat lyk. Ok, nou sien ons dat nou kom ons by ons eerste tipe uit. Nou is dit weer sin en kos met dieselfde hoek. So sin en kos met dieselfde hoek kan maar getalle by hê, wat aan dit gemaal is, maar sin en kos met verskillende hoeke, moet ons mooi kyk, is dit sonder 'n getal of is dit met 'n getal? As dit sonder 'n getal is, doen ons kofunksies, en as dit met 'n getal is, gebruik ons die identiteit. Ok, so hier gaan ons nou weer deel met kos van daai hoek wat cos x is. So ons gaan al twee kante gaan ons nou deel met cos x, want dis nou weer ons eerste tipe. Ok, so hier gaan die cos x uitkanseleer, so dis 3 op 2, en hier gaan dit dan word wortel 3 op 2 tan x. Goed, en nou wil ons die tan x net alleen kry. So ek gaan hom aan hierdie kant skryf, so tan x, so om hom alleen te kry, gaan ons sê 3 op 2 gedeel deur wortel 3 op 2. 3 op 2 gedeel deur wortel 3 op 2. En as ons dit doen, ons kan dit sommer in ons sakrekenaars doen, dan gaan ons kry wortel 3. Goed, nou wil ons verwysingshoek hê, so ons gaan druk shift tan van wortel 3, en ons gaan kry 60 grade. Nou gaan kyk ons het 'n positiewe tan, so tan is positief in die eerste en die derde kwadrant, maar onthou vir tan hoef ons net een antwoord neer te skryf, so ek gaan net die eerste kwadrant doen. So die hoek wat ons wil oplos is hierso x is gelyk aan, ons is in die eerste kwadrant, so ons skryf net die verwysingshoek neer, en dan plus 180k, vir tan altyd 180k.
Goed. Volgende voorbeeld, voorbeeld 4. Voorbeeld 4 kos 2x plus 7 sin x plus 3. So hierdie voorbeeld gaan daar 'n kwadraat in wees en by die kwadraat moet ons faktoriseer. Maar ons kan nog nie die kwadraat sien nie, want daar's eers 'n identiteit wat ons hierso sien, wat ons eers moet uitskryf om dan te kyk wat se tipe word dit. Ok, so gaan eers hierdie identiteit uitskryf. Nou hierso is 'n kos-dubbelhoek identiteit. So nou moet ons mooi besluit wat se opsie gaan ons kies vir daai kos-dubbelhoek identiteit. Kom ons kyk langsaan. Daar's 'n 7 sin x en 'n 3. So omdat daar klaar 'n sin x is, gaan ons die 1 minus 2 sin kwadraat x opsie kies vir daai identiteit. En nou sien ons, maar daar's nou 'n kwadraat. Daar's 'n kwadraat nou in die som. So eintlik, as kyk na daai kwadraat, daar's 'n kwadraat in die som. So hierdie tipe nommer 4 word nou eintlik die kwadraattipe. En wat ons moet doen as ons 'n kwadraat sien, ons metode is faktoriseer. Dis ons metode, ons moet faktoriseer. Ok, so kom ons gaan skryf hierdie net bietjie mooier. So minus 2 sin kwadraat x plus 7 sin x plus 4 is gelyk aan 0. So ons moet faktoriseer. So heel eerste gaan ons deel met 'n minus, want ons wil ons kwadraat positief hê, sodat ons kan faktoriseer. Ok, nou, as jy sukkel om te faktoriseer met trig, dan kan jy so langsaan gou vinnig net jou trig x maak om jou te help, dat dit net bietjie makliker is. Ok, so ons gaan nou daai faktoriseer. So die faktore van 2 is 2 en 1. En die faktore van 4 gaan ek kies 1 en 4. Kruismaal, 2 maal 4 is 8, kruismaal 1 maal 1 is 1. Wat moet ek met 'n 1 en 'n 8 doen om die middelste term minus 7 te kry? Dis 'n plus 1, dis 'n minus 8, gaan vir my minus 7 gee. Daai is my eerste hakkie, daai is my tweede hakkie. Daai teken kom in die eerste hakkie, daai teken kom in die tweede hakkie. So as ek hierdie moet faktoriseer, gaan dit wees 2x plus 1 en dan x min 4. Ok, nou vervang ek net weer my x met my sin, so dis 2, my x is eintlik sin x, so 2x plus 1, en my x is eintlik sin x, min 4, is gelyk aan 0. Ok, nou wil ons die hakies gelyk aan 0 stel, ons wil beide hakies gelyk aan 0 stel, so dit beteken dat sin x moet dan minus 1 op 2 wees, want ek het daai hakkie nou gelyk aan 0 gestel, en die 1 en die 2 oorgevat. Of, as ek hierdie hakkie gelyk aan 0 stel, moet sin x gelyk aan 4 wees. Goed, nou gaan ons die verwysing so kry. Shift sin van 'n half, moenie die minus intikkie, shift sin van positiewe half, al is die half negatief. Moenie die minus intik nie. Daai minus sê net vir ons in watse kwadrante ons wil werk. Ok, kom ons kyk in watse kwadrante gaan ons werk. Sin is negatief. In watse kwadrante? In die derde en die vierde kwadrant. So ons gaan in die derde en die vierde kwadrant gaan werk. In die derde kwadrant, die hoek wat ons wil oplos, is x. So in die derde kwadrant gaan dit wees 180 plus iets. Dus ons wil sê iets is in die derde kwadrant. 180 plus iets. Plus wat? Die verwysingshoek. En dan natuurlik ons 360k. K-E-Z. So daai antwoord gaan wees, x is gelyk aan 210 grade plus 360k, K-E-Z. Goed, dan moet ons die vierde kwadrant doen. Die hoek wat ons wil oplos is x. In die vierde kwadrant moet ons sê 360 minus iets. Minus wat? Minus die verwysingshoek. Plus 360k, K-E-Z. So hierdie antwoord gaan wees 330 grade plus 360k, K-E-Z. Goed, dan ons tweede deeltjie, hierso regs, sin x is gelyk aan 4. So kom ons kry ons verwysingshoek, so druk shift sin van 4. En as jy dit tik, gaan jy 'n error op die sakrekenaar kry, en dit beteken dat ons hoef nie hierdie som te doen nie, hierdie gaan nie van toepassing wees nie.
Okay, so hierdie was die kwadraat en ons moet faktoriseer. Hierdie tipe was nie eers verskuil daar in die begin, want daar was eers 'n identiteit wat ons moes uitskryf en toe sien ons, dit is nou die kwadraattipe en wat ons hiermee doen is faktoriseer. Okay, kom ons kyk na die volgende tipe. Dit is 'n kwadraat. So wat moet ons doen? Ons metode is faktoriseer. Okay, so kom ons kyk wat ons hier gaan doen. So, omdat die sin kwadraat is, maar nou is daar 'n cos x in die res van die som, moet ons al ons terme of sin of cos maak, want anders gaan ons nie kan faktoriseer nie. So, of alles moet sin wees, of alles moet cos wees, of ons moet 'n sin kwadraat en 'n cos kwadraat daarin hê, en 'n sin maal 'n cos. Okay, dit gaan voorbeeld 6 wees. Voorbeeld 6 het 'n sin en 'n cos in, en daar's 'n cos kwadraat, so ons kort aan nog 'n sin kwadraat daarso. So of alles moet net skoon sin kwadrate wees, of skoon cos kwadrate, of dit moet 'n kombinasie wees, maar dan kort ons albei. So hierso sien ons nou dat hier 'n sin kwadraat en 'n cos. Nou ons kan nie die cos x na 'n sin toe verander nie. Al wat ons kan doen is, ons kan die sin kwadraat na 'n cos kwadraat toe verander, deur kofunksie, deur die graad 11 identiteit te gebruik. So hier kan ons sê, in plaas van sin kwadraat is eintlik 1 minus cos kwadraat x. Dis die graad 11 identiteit. So hoekom doen ons dit? Want ons kan die kwadrate altyd verander deur die graad 11 identiteit gebruik. Nou het ons net kosse in hierdie vergelyking. So as ons nou die 3 inmaal, dan kry ons dit. En nou gaan ons alles aan die een kant toe vat. Minus 3 cos kwadraat x minus cos x en dan plus 2 is gelyk aan 0. Nou het ons net kosse. Ons gaan deel met 'n minus, sodat ons daai cos kwadraat kan positief kry. En nou kan ons lekker faktoriseer. So ons kan die langste net gou weer x gaan maak, 3x kwadraat plus x min 2 is gelyk aan 0. Okay, so 3 en 1 is my faktore daar, en 2 en 1 is my faktore van 2. Kruismaal, 3 maal 1 is 3, 2 maal 1 is 2, ons wil 'n plus 1 hê, so minus 2 plus 3. Daar is my eerste hakkie, daar is my tweede hakkie. Teken van die eerste hakkie, teken van die tweede hakkie. So hierdie gaan wees 3x min 2 en x plus 1, as ons dit wil faktoriseer. Goed, nou stel ons x terug, so dis 3 cos x min 2 en cos x plus 1. Ok, nou moet ons beide hakkies gelyk aan 0 stel. So as ons die eerste hakkie gelyk aan 0 stel, kry ons cos x is gelyk aan 2 op 3. Cos x is 2 op 3. Of as ons die tweede hakkie gelyk aan 0 stel, kry ons cos x is gelyk aan minus 1. Goed, nou kry ons die verwysing soek. Shift cos van 2 op 3, dis 48,19. Goed, waar is dit cos x positief? Waar is cos x positief? In die eerste en die vierde kwadrant. So in die eerste kwadrant, die hoek wat ons wil oplos is x, en die eerste kwadrant sê ons net die verwysing soek, plus 360k, k, e, z. Ok, en dan in die vierde kwadrant is cos ook positief. Hoe sê ons vir hulle, dis in die vierde kwadrant, 360 minus. Minus wat? Minus die verwysing soek. Plus 360k. K, e, z. En dan ons finale antwoord, gaan hom hier skryf, dit is dan 311,81 plus 360k, k, e, z. Goed, aan die ander kant, verwysing soek, shift cos 1, moenie die minus intikkie, shift cos 1, dan gaan ons kry
0. So 0 grade is ons verwysingshoek. Die minus sê net vir ons in watse kwadrante ons moet werk. So waar is kos negatief? In die tweede en die derde kwadrant. So die tweede kwadrant, x is 180 minus iets. Minus wat? Minus die verwysingshoek. Plus 360k, k e z. En dit gaan wees 180 grade plus 360k, k e z. Dan wil ons ook in die derde kwadrant werk. X is gelyk aan, hoe sê ons iets is in die derde kwadrant? 180 plus iets. Plus die verwysingshoek. 360k, k e z. En daai antwoord gaan toevallig dieselfde wees as die vorige antwoord in die tweede kwadrant. 360k, k e z. Ok, so dit was nog 'n voorbeeld van 'n kwadraattipe waar ons moet faktoriseer. Maar ons moes net hierso 'n graad 11 identiteit ingebring het. Ok, voorbeeld 6. Voorbeeld 6 is ook 'n kwadraat. So ons gaan ook moet faktoriseer hierso. Dis ons metode, faktoriseer as ons 'n kwadraat sien. So hier sien ons nou, ons het 'n koskwadraat, maar dan het ons 'n mengsel sin maal kos, sin en 'n kos. So dit lyk nou hierso asof ons nou hier nie net koskwadrate of nie net sin kwadrate gaan hê nie, want ons kan niks doen om hierdie sin en kos te verander nie. Hulle moet daar bly. Net soos hierdie kos ook daar moes bly. Ons kan glad nie dit verander na 'n sin toe nie. Ons kan dit net met kofunksies dalk doen, want dan gaan die hoeke verander en ons wil glad nie dit hê nie. So hierdie tipe is 'n baie spesifieke tipe. Wanneer ons 'n sin maal 'n kos sien, beteken dit ons kan nie hulle verander en ons weet daar moet sinne en kosse wees. Dan moet ons altyd kyk na ons konstante getal wat daar langs aan dit staan. En langs die konstante getal moet ons sommer dit met 'n 1 gaan maal, as daai konstante getal nie eers 'n 1 is nie. So 2 kan ook geskryf word as 2 maal 1. So ons moet altyd dit doen as ons 'n sin maal 'n kos sien. En daar's 'n konstante getal by dit. Want wat ons dan gaan doen, nadat ons nou daai konstante getal met 1 gaan maal het, gaan ons weer die graad 11 identiteit gebruik, want 1 is sin kwadraat plus kos kwadraat. So dis 'n manier om sin kwadraat en kos kwadraat dan in te bring, want omdat daar nou sin maal kos staan, sê hulle eintlik vir ons, daar moet nou 'n mengsel wees van sin kwadrate en kos kwadrate om hierdie som te kan voltooi. Ok, so wanneer daar sin maal kos staan, hulle is daar om te bly, so hulle sê vir ons, daar moet nou sin kwadrate en kos kwadrate staan. So ons gebruik dan ons getal, om met 1 te maal, en daai 1 word dan 'n graad 11 identiteit, sin kwadraat plus kos kwadraat. So as ons dit uitmaal, gaan ons kry 2 sin kwadraat plus 2 kos kwadraat plus 5 sin x cos x minus 5 cos kwadraat x is gelyk aan 0. Ok, nou kan ons bietjie hier vereenvoudig. So kom ons sê dis 2 sin kwadraat x. Nou gaan ek eers die 5 sin x cos x neerskryf. En dan gaan ek die 2 cos kwadraat x minus 5 cos kwadraat x by mekaar tel, en dit gaan vir my gee minus 3 cos kwadraat x is gelyk aan 0. Goed, onthou ons moet faktoriseer. So hierdie is nog steeds 'n 3 term, maar dis 'n 3 term waar ek gaan nou somme in 'n ander kleur net gou ons x'e en ons eie gebruik om ons te help. So in plaas van die sinne gaan ek 'n x skryf, en in plaas van die kosse gaan ek 'n y skryf, net om ons te help om te faktoriseer. Ok, so die faktore daarvan, 2 is 2 en 1, en van 3 gaan ek kies 1 en 3. Kruismaal, 2 maal 3 is 6, 1 maal 1 is 1. Ek wil 'n plus 5 hê, so dit gaan wees plus 6 minus 1. Daar is my eerste hakkie, daar is my tweede hakkie. So dit gaan wees 2x min y,
en dan x plus 3y. Goed, en daar het ons dit gefaktoriseer, en nou gaan ek dit vervang, ek gaan my x nou vervang met sinne, en ek gaan my y vervang met kos. Ok, so ek gaan dit nou uitvee. Daai was net om my te help, en ek onthou nou wat daar gestaan het. So nou gaan ek my x vervang met sin, en my y gaan ek vervang met kos. So, as ek dan nou hierdie faktoriseer, dan is dit 2 sin x min cos x, want dit was 2x min y, en dan sin x plus 3 cos x, want dit was x plus 3y. Ok, nou wil ek al twee hakkies gelyk aan 0 stel, so as ek al twee hakkies gelyk aan 0 stel, gaan ek hier kry 2 sin x is gelyk aan cos x, of ander hakkie gaan ek kry sin x is gelyk aan minus 3 cos x. Ok, en hier kom ons nou weer by type 1 uit. Sin en cos met dieselfde hoek. Hier ook, sin en cos met dieselfde hoek. So wat moet ek doen? Ek moet beide kante deel met cos. Goed, so as ek hierdie kant deel met cos, dan gaan ek kry 2 tan x. As ek hierdie kant deel met cos, dan gaan ek kry 1. So dit wil sê, tan x is gelyk aan 'n half. En nou gaan ek my verwysingshoek kry, shift tan van 'n half, en dit is 26,57 grade. Vir tan hoef ek gelukkig net 1 antwoord te kry. So kom ons kyk, ons het 'n positiewe tan. Ok, dit gaan lê in die eerste en die derde kwadrant, maar ek hoef net 1 antwoord te kry, so ek gaan net in die eerste kwadrant my antwoord neerskryf. X is gelyk aan, en as iets in die eerste kwadrant is, gaan ons net sê die verwysingshoek. Die verwysingshoek, en onthou 180k, KEZ. So onthou vir tan 180k, vir sin en cos 360k. Goed, dieselfde gaan ek hier doen, ek gaan al twee kante deel met cos. Al twee kante deel met cos, so hier gaan ek kry, tan x is gelyk aan minus 3. Tan x is gelyk aan minus 3. Goed, die verwysingshoek is shift tan van 3. Moenie die minus intik nie. En dan gaan ons kry 71,57 grade. En nou moet ons gaan kyk. Ons het 'n tan wat negatief is. Dis in die tweede en die vierde kwadrant, maar ons hoef net 1 antwoord te skryf, so ek gaan net die tweede kwadrant gebruik. So x is gelyk aan 180 minus, dis hoe ek vir hulle sê, dis in die tweede kwadrant. Minus wat? Minus die verwysingshoek. Plus 180k, KEZ. So my antwoord gaan dan wees 108 grade, 43. Goed, en daai was voorbeeld 6. Goed, voorbeeld 7. Dis weer 'n kwadraat. Dis weer 'n kwadraat. So wat moet ons doen? Ons metode, ons moet faktoriseer. Ok, so kom ons begin. Maar nou sien ons, hier is weer 2 identiteite. So ons gaan eers daai identiteite moet uitskryf. Ok, so kom ons kyk. Ons het hierso 'n kos-identiteit, so ons het 3 opsies daar, en ons het 'n sin-identiteit. So as ons die sin-identiteit gaan uitskryf, gaan dit word 2 sin x cos x. Ok, so nou sien ons, daar's weer 'n sin x cos x. Dit beteken hierdie gaan 'n 3-term wees met beide sinne en kosse in, want daai sin x maal cos x is daar om te bly, ek kan nie hulle verander nie. So nou, as daar 'n konstante getal langsaan was, ek wil net eintlik die vorige voorbeeld recap, dan moet ek 'n konstante getal gaan maal dit met 1 en dan die graad 11 identiteit
ingesit het, soos ek nou in voorbeeld 6 gedoen het. Maar nou is daar nie 'n konstante getal wat daar bygetel word nie. Ons nou wel hierdie 2 wat hier vooraan gemaal word, maar ek moet dit net doen met 'n konstante getal wat bygeplus of bygeminus word. OK, so ek kan nou nie dit doen wat ek in voorbeeld 6 gedoen het nie, want daar is nie 'n konstante getal wat ek met 1 kan maal nie. Maar nou is daar 'n kosidentiteit en ek gaan nou die kos kwadraat minus sin kwadraat opsie kies, want ek soek nou sin kwadrate en kos kwadrate. OK, want daar moet nou sin kwadrate en kos kwadrate in wees. OK, nou gaan ek net bietjie vereenvoudig. So nou gaan ons hê kos kwadraat x. Ek gaan daai 4 sin kwadraat x aan die regterkant oorbring na die ander kant toe. En ons gaan net gou hierso uitmaal. Hierdie word dan 4 sin x cos x. En as ek die 4 sin x kwadraat oorbring, dan word hy minus 4 sin kwadraat x. So dan gaan dit word minus 5 sin kwadraat x. Is gelyk aan 0. OK, kom ons gebruik weer ons x'e en ons y'e om ons te help. OK, ek kan maar daai x en y omruil, want die kosse is nou my x'e, my sinne is my y'e. Ek kan mos daai term omruil, minus 5y kwadraat. OK, so ons gaan hê 1 en 'n 1 en 'n 1 en 'n 5. 1 maal 5 is 5 en 1 maal 1 is 1. Ons wil 'n plus 4 hê, so dit gaan wees plus 5 minus 1. Daar is my een hakkie, daar is my ander hakkie. So my hakkies gaan wees x min y, eerste hakkie, en dan x plus 5y, tweede hakkie. OK, nou gaan ek die x en y net uitvee om plek te maak, en nou gaan ons die x'e vervang met 'n kos en die y vervang met 'n sin. OK, so ons hakkies was x wat nou kos gaan word, plus 5y, y word my sin, en ander hakkie was x wat my kos x is, minus my y wat my sin x is. OK, nou gaan ons al twee van die hakies weer gelyk aan 0 stel, so ons gaan kry cos x is gelyk aan min 5 sin x. Of cos x is gelyk aan sin x. Beide hakies moet ons gelyk aan 0 stel. En wat sien ons hier? Ons sien weer tipe 1. Sin en cos met dieselfde hoek, so ons moet weer deel met cos. So hier gaan ons kry 1 is gelyk aan 5 tan x. So dit wil sê tan x is 1 op 5. En daar moet 'n minus daar kom, skus. So my antwoord gaan minus wees. Verwysing soek, shift tan van 'n 5de, moenie die minus intik nie, en ons gaan kry 11,31. Goed, en nou gaan ons gaan kyk. Tan is negatief in watse kwadrante? Tweede en vierde, maar ons hoef net een antwoord te skryf. So in die tweede kwadrant gaan dit wees 180 minus iets. Minus die verwysing soek. En ons gaan sê 180k, want is tan. So ons finale antwoord hier gaan dan wees 168,69 plus 180k KEZ. Ok, die ander kant, weer sin en kos met dieselfde hoek, is vir ons type 1, so ons gaan deel met kos van daai hoek. So hier gaan ons kry 1 is gelyk aan tan x. So die verwysingshoek gaan wees shift tan van 1 en dit gaan dan vir ons 45 grade wees. Kwadrante waar tan positief is, eerste en die derde. Ons hoef net een antwoord te skryf. So ons gaan sê x is gelyk aan eerste kwadrant, net die verwysingshoek, plus 180k KEZ. Goed, en dit was voorbeeld 7. Ok, en dan voorbeeld 8. Voorbeeld 8 sien ons net 'n identiteit.
So, dit is nie voorbeeld 1 nie. Voorbeeld 1 is sin en kos met dieselfde hoek. Wat moet ons dan doen? Deel met kos. Voorbeeld 2, sin en kos met verskillende hoeke sonder 'n getal. Wat moet ons doen? Kofunksies. Voorbeeld 3, sin en kos met verskillende hoeke met 'n getal. Ons moet ons identiteit gebruik. En die laaste tipe is wanneer ons 'n kwadraat sien, ons moet faktoriseer. So dis nie een van hierdie tipes nie. Dit is net 'n graad 12 identiteit. So ons sien net hierso dat ons gaan net gou dit met omruil. So ons het 'n kos 3x sin 40. So ek gaan dit net omruil. En die tweede term gaan ons die sin 3x omruil met die sin 40. Sodat daai my A is en daai my B. So nou dit is 'n kos plus sin en dit gaan word kos A minus B. A is 3x, B is 40. Ok, nou gaan ons sê shift kos van 1, moet nie die minus intik nie. Shift kos van 1 is 0 grade, so my verwysingshoek is 0 grade. Ons het 'n kos wat negatief is, en kos is negatief in die tweede en die derde kwadrant. So in die tweede kwadrant, onthou die hoek wat ons wil oplos, is die ene aan die linkerkant. In die tweede kwadrant gaan ons altyd sê 180 minus iets. Minus wat? Minus die verwysingshoek. En dis kos, so plus 360k, KEZ. Ok, en dan gaan 3x gelyk wees aan, ek gaan die 40 oorvat na die ander kant toe, en ons gaan kry 220 plus 360k, KEZ. En dan gaan ek alles deel met 3, en ek gaan kry 73,33 plus 120k en KEZ. Goed, en dan moet ons ook die derde kwadrant se antwoord neerskryf, so 3x min 40, derde kwadrant, 180, plus iets. Plus wat? Plus die verwysingshoek. Plus 360k, KEZ. Gaan die 40 oorvat, so 3x is weer eens 220 grade, het gaan dieselfde antwoord wees. Toevallig. So ons x is 73,33 plus 120k, KEZ. Ok, en dit is daai voorbeeld se antwoord. Goed, en dan die laaste deeltjie van hierdie video is net om te kyk wat doen ons as hulle vir ons vra wanneer 'n identiteit ongedefinieerd is. So wanneer 'n identiteit ongedefinieerd is daar twee goed wat ons moet doen. Ons moet ons noemers gelyk aan 0 maak. En as daar dalk 'n tan in die identiteit is, dan moet ons die asymptote van tan ook neerskryf. En dit is altyd, ons kan dit leer, dit gaan altyd wees x is gelyk aan 90 grade plus 180k. So dit gaan altyd die asymptote van tan wees. Ok, so kom ons gebruik nou daai inligting en kom ons gaan doen gou hierdie sommetjie. So hulle vra nou vir ons vir watter waardes is die volgende identiteit ongedefinieerd. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet ons noemers gelyk aan 0 stel. Ok, so ons noemers is sin x min sin 2x, ons gaan dit gelyk aan 0 stel. En ons het nog 'n noemer aan die ander kant, ons gaan nie tan x gelyk aan 0 stel. Ok, so ons is nou besig met die eerste stap, die noemers gelyk aan 0. Hierso kan ons die sin 2x oorvat na die ander kant toe, en dan is ons eintlik nou by die tweede stap van die tweede voorbeeld van hierdie video met sin en kos van verskillende hoeke waar ons kofunksies moet gebruik. Want nadat ons kofunksies gebruik het, gaan ons linkerkant en ons regterkant of beide sin wees of beide kos wees.
En dan gaan ons verwysingshoek mos die hoek aan die regterkant wees. So wanneer ons twee sinne het wat gelyk is, of twee kosse het wat gelyk is, of selfs twee tande wat gelyk is, dan is dit eintlik die tweede stap van die kofunksie tipe. So al wat dit beteken is, die hoek aan die regterkant gaan net jou verwysingshoek wees, en die hoek aan die linkerkant is die hoek wat jy wil oplos. Ok, so hier is ons sin positief, so ons is in die eerste en in die tweede kwadrant. Ok, so in die eerste kwadrant gaan ons sê, x is gelyk aan die verwysingshoek 2x plus 360k. Nou gaan ons daai 2x oorvat, nou gaan ons kry minus x is gelyk aan 360k. Onthou maar net die k is z. En nou as ons die x alleen kry, gaan ons deel met 'n minus, en ons gaan kry minus 360k k e z. Ok, dit was in die eerste kwadrant. Tweede kwadrant se antwoord, die hoek wat ons wil oplos. Tweede kwadrant, 180, minus iets. Minus wat? Minus die verwysingshoek. Plus 360k. Ok, dit gaan word 'n 3x, ons gaan die 2x oorvat, is 180 grade, plus 360k. K e z, onthou maar net dit. En dan gaan ons deel met 3, x is 60 grade, plus 120k, k e z. Goed, dit was ons eerste noemer gelyk aan 0. Nou gaan ons tweede noemer gelyk aan 0 maak. Tan x is gelyk aan 0, so ons kan dadelik hier begin met ons verwysingshoek. So shift tan van 0 gaan wees 0. Ok, en tan x gelyk aan 0, sien hulle as positief, so as jy in die begin het enige iets gelyk aan 0, 0 sien hulle as positief. So dis in die eerste en die derde kwadrant, maar ons hoef net een antwoord neer te skryf. So ons gaan net sê, in die eerste kwadrant, en dis net die verwysingshoek, so dis net 0, plus 180k, k e z. Ok, so daar het ons nou ons noemers 0 gemaak. En nou moet ons ook kyk, is daar op enige plek in hierdie identiteit 'n tan? Ja, daar is. Hy was nou toevallig in die noemer ook, so ons moes hom ook 0 gemaak het, want ons moes die noemers 0 gemaak het. Maar nou is daar ook 'n tan enige plek in die identiteit, so nou moet ons ook die asymptote van tan gaan neerskryf. So as daar 'n tan enige plek in die identiteit is, moet ons die asymptote van tan gaan neerskryf. En as daai tan spesifiek 'n noemer is, dan moet ons hom ook gaan 0 maak. As hy nie 'n noemer is, hoef ons dit nie 0 te maak en dan skryf ons net die asymptote neer. Ok, en dit is ongedefinieerd.